Wat 'n voorreg om op hierdie Sondag by mekaar te kan kom, né? Om te kom vanaf ons Paastydperk waarin ons in is, waar ons donderdag aand saam fees gevier het, soos wat die disippels gedoen het en saam geëet het, na Vrydagoggend, waar die kruisiging was van ons Jesus Christus, tot vandag waar ons saam vier sy opstanding. Wat 'n fantastiese tyd om by mekaar te kan wees en om tyd saam met mekaar te kan spandeer. Ons weet saam, Jesus het hier opgestaan, hy het gekom, hy het die dood oorwin, hy het deur dit vir ons 'n nuwe manier van leef kom moontlik maak. En die groot vraag wat ek vandag 'n oomblik by jou wil los dan is, van daai oomblik tot vandag, wat is anders? En ek bedoel nie van Jesus se opstanding tot vandag nie, ek bedoel van Jesus se kruisiging tot Jesus se opstanding. Wat het verander vir my en jou? Ek dink as mense het ons 'n manier van dink gekry, waar ons baie keer 'n besluit sal maak, wat ons lei tot 'n sekere manier van dinge doen. En dan later dan doen ons dinge nog op daardie manier, al het ons lank al die besluit vergeet. Of die rede hoekom ons in die eerste plek op daai manier begin optree het. Die Afrikaanse woord is 'n hanteringsmeganisme, is 'n coping mechanism. Partykeer het iets erg gebeur, maar jy onthou net die goed wat na dit kom, en dit help ons soort van om net op hierdie aan te gaan in hierdie lewe en op hierdie nuwe manier van lewe dinge te kan doen. Daar's ons 'n bekende ou storie en ek gaan hom vertel, en as jy hom klaar gehoor het, vra ek jou, het jy nog steeds net lag aan die einde as hy klaar is. Maar die storie is baie bekend, dit gaan oor 'n ma en 'n dogter, en sy sê vir die dogter, ek gaan vir jou leer kos maak. Die dogter is baie opgewonde. Nou die van julle wat klein kinders het en of is, julle weet, wat is die vraag wat kinders die meeste vra hier tussen 6 en 8? Hoekom, né? Hoekom? Hulle wil weet en hulle trek goed uit mekaar uit. En die storie begin en die ma sit en sy die dogter daar by mekaar en sy sê, liefie, vandag gaan ons saam kossies maak. En sy kry die hoender uit en sy sê, die eerste ding wat ons gaan doen is, ons gaan hierdie so 'n botter garlic vat en ons gaan hom hier onder die velletjie insit. En die dogter vra, hoekom? En sy sê, sodat die hoender lekker sag kan wees en dan die velletjie lekker crispy kan wees. Die dogter sê, okay, dit maak sin. Die mamma sê, okay, nou gaan ons so 'n lekker suurlemoen en speserye meng en dan gaan ons dit oor hierdie hele ding gooi. En die dogter vra, hoekom? En die ma sê, dit is om vir ons geure te gee, so 'n lekker hoender so smaaklik kan maak terwyl ons besig is. En die ma sê, okay, volgende gaan ons garlic en eie sny en ons gaan dit onder in die bak sit en ons gaan die hoender bo op dit sit. En die dogtertjie frons en sy sê, hoekom? En die ma sê, is duidelik, sodat die hoender nie onder in die bak raak nie, so die sousie gaan hom nie nooit vol maak, hy gaan crispy oral weet, maar ook daai geure van die garlic en die eie kook so in die sousie in. En vir almal vir julle wat kos gemaak het en jy wag om by die huis te kom, sorry, my mond water soos ek hier staan, net om te dink daaraan. En die ma sê, okay, dan laaste ding, voor ons die hoender in die bak sit, vat ons 'n mes, dan sny ons net so 'n stukkie agteraf. En die dogtertjie sê, maar hoekom? En die ma sê, ek sê heeltemal seker hoekom ons dit doen nie, ons kan vir ouma vra. Ouma sal weet, ouma bly agter op die werf, hulle is uit by die agterdeur, hulle gaan na ouma toe, hulle vra vir ouma, hierdie hoender wat ons vat, as ons klaar is, ons klaar die botter en ons het nou klaar die speserye en hy's op die onderkant, dan sny ons 'n stukkie agteraf. Ouma sê, ja, hulle sê, hoekom? Ouma sê, weet nie regtig nie, maar ouma Grootjie is ook hier so net om die draai, kom ons gaan almal suiker afdeur, is by ouma Grootjie, en hulle kom by ouma Grootjie en sê, ouma Grootjie, as ons die hoender maak, sit ons nou die botter omdat hy vel, en dan sit ons die speserye met die suurlemoensous en dan die eie en die garlic onderin. Ouma sê, ja, en sy sê, en dan vat ons die mes en ons sny 5 cm agteraf. Hoekom? En ouma Grootjie draai so stadig om, en sy haal so 'n ou bak uit en sy sit dit op die tafel. Sy sê, as jy nie daai 5 cm afsny nie, dan pas hy nie in hierdie bakkie. Vir almal wat klaar daai grappie gehoor het en lag, dankie, ek waardeer dit. En wat ons besef, baie keer word ons op 'n sekere manier geleer om dinge te doen, en lankal nadat ons vergeet het hoekom ons die ding doen, doen ons nog daai ding. En ek dink ongelukkig Paasfees kan so iets wees. Ek word groot in 'n huis waar elke Paas-Sondag gaan ons kerk toe, maak nie saak waar ons is, wat ons doen nie, maak nie saak hoe jou lewe lyk, of gelyk het nie, of jy in die kerk was of nie, Paas-Sondag is kerk. En ons het dalk lankal vergeet hoekom. Hoekom is ons werklik hier? Wat het gebeur wat maak dat miljoene mense reg oor die wêreld sal leef op 'n manier met Christus as hulle koning? Wat hulle lewe sal opoffer, wat anders sal leef as gevolg van iets wat gebeur het en iets wat begin is. So vandag wil ek jou nooi, ons gaan 'n stuk uit die Bybel uit lees en net 'n bietjie saam reis oor die hoekom vir ons lewe.
Die hoekom vir ons geloof. Ons gaan saam begin in Matteus 28 vers 1 tot 10. As jy jou Bybel het, nooi ek vir jou om jou Bybel uit te haal. Hy gaan op die skerm wees, dat jy daar kan saam lees ook. Ons gaan 'n stuk uit die Bybel uit, so 10 verse lees, en dan gesels ons oor wat werklik gebeur het, en wat dit vir ons beteken. So het begin Matteus 28 vers 1 begin. Na die Sabbat, teen dagbreek, op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal. Nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig en sy klere wit soos sneeu. Uit vrees vir hom het die wat die graf bewaak gebewe en soos dooies geword. Toe antwoord die engel die vroue en sê: Moenie langer bang wees nie, want ek weet julle soek Jesus die gekruisigde. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek. Soos hy gesê het, kom, kyk na die plek waar hy gelê het, en haas julle en gaan sê vir sy disippels, hy is opgewek uit die dood. Kyk, hy gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Dit het ek vir julle gesê. Met vrees en groot blydskap het hulle haastig van die graf af weggegaan en gehardloop om die boodskap aan sy disippels oor te dra. Onverwags het Jesus hulle tegemoet gekom en gesê: Gegroet. Hulle gaan toe nader, gryp sy voete en aanbid hom. Daarop sê Jesus vir hulle: Moenie langer bang wees nie. Gaan sê vir my broers dat hulle na Galilea moet gaan, daar sal hulle my sien. As gevolg van 'n Jesus wat opstaan uit die dood, begin daar iets heel nuut waaraan ek en jy kan deelneem. Nou baie keer as ons stories soos hierdie hoor, gaan ons na een of twee groot emosies toe, as 'n paar van hulle, maar een van die twee grootstes is ons gaan half na 'n oomblik van inspirasie toe. Ek's geïnspireerd om iets te kan doen, of ek gaan na 'n plek van hoop toe. Yes, ek het hoop vir my toekoms, hoop vir waar ek nou is. Hierdie storie maak iets van albei in ons lewens los. Maar wat hy ook is eintlik iets soveel groter as net 'n storie van hoop. Onthou, Paasfees tot hierso was 'n moeilike tyd. Dit was 'n uitdagende oomblik vir die disippels gewees. En hier kom hierdie hoop. En dis hoop na ons swaar kry oomblikke, dit is hoop na die dood. Dis hoop dat Jesus het gekom en hy het sondes kom vergewe en al daai goeders is waar. Maar ek wil jou nooi om vir 'n oomblik na hierdie storie te kyk en dalk iets anders op te let. Ons sien die eerste ding wat daar gelees word, as die engel dan praat met die twee Marias, is hy sê in Matteus 28 vers 6, hy is nie hier nie, want hy is opgewek soos hy gesê het. Sien, die opwek is dan nie net 'n oomblik van hoop nie, die opwek is iets wat waar gemaak is, wat vir hulle geleer was. Die opwek is nie 'n les nie, die opwek is 'n continuation, 'n aanloop van 'n verhaal wat begin is. Die opwek gebeur en dit is 'n openbare verklaring van ons God wat sê ek heers hierso. Die opwek gebeur en die wêreld sê Jesus is hierdie mislukte rebel wat iets niets kom probeer het en ons het hom gevat en gekruisig en ons God het gekom en gesê Jesus is die koning. Jesus heers oor alles. Die kruis is nie die einde tot sy storie nie, die kruis is sy oorwinningsplek. God kom en hy kom draai die narratief van hierdie hele storie. Hy kom en hy bring lewe daar waar daar net dood is. En hoe weet ons God is deel van hierdie groot verhaal? Ons lees dit op 'n klomp plekke in die Bybel, maar een groot plek waar ons dit dadelik kan oplet is, daar's 'n groot aardbewing wat dan die koms van die engel aankondig. Maar aardbewing is 'n term wat die antieke Jode sou goed geken het, want elke plek waar Jesus opgedaag het, was 'n aardbewingsoomblik gewees. Exodus op Berg Sinaai lees ons as God die wet gee, groot aardbewing wat daar kom. Elia kom daar en God openbaar homself daar so in 1 Konings, is 'n groot aardbewingsoomblik. Die gemeente bid dat God se teenwoordigheid daar moet wees in Handelinge 4 en daar's 'n groot aardbewingsoomblik. En as Jesaja sy tempelvisioen kry, dan skud die hele plek daar so en jy kry die aardbewingsoomblik. En wat ons besef is as daar 'n groot aardbewingsoomblik is dit asof daar 'n bevestiging is van God wat sê hier is ek.
En hier kom 'n aardbewingsoomblik en dit kondig hierdie engel aan en almal wat daar is weet, jy my God skud die wêreld so as hy hier is. En hulle kan nie die opstanding van Jesus losmaak van dit wat God aan die doen is nie. Dis die begin van God wat 'n nuwe wêreld kom moontlik maak. Waar hy kom en hy kom sit 'n ander storie neer. Dis amper asof dit die begin is van 'n nuwe skepping, 'n nuwe manier van leef binne in hierdie ou manier van leef. Hierdie nuwe hoop wat is Jesus, sy koninkryk wat gevestig word, kom en dit is binne in 'n sondige wêreld en hierdie twee kom hardloop so teenstrydig teenoor mekaar. Dood is dan nie meer die finale mag nie. Sonde is nie meer finaal aan die heers nie. Geen regering het die finale gesag oor wat aan die gang is nie. God kom en hy kom draai aan die wêreld waar ons is. En ons besef in daai oomblik, Jesus is koning. En vandag is dag 1 van God wat sy koninkryk deur Jesus hier begin vestig op die aarde. Ons weet dat sy koninkryk iets heel anders is, want die eerste ding wat hy doen is so teenstrydig met die antieke tyd, want die eerste ding wat hy doen is, hy vat 2 getuies wat nie heeltemal sin maak om te kies as die eerste getuies nie. Hy gaan daar en hy vat 2, hy vat van Maria Magdalena en hy vat die ander Maria en hy gaan sê vir hulle om hierdie goeie nuus te gaan deel. Nou ons moet besef in die antieke tyd daarso waarvan ons praat hierso, het die vrouens nie veel gesag gehad nie. Hulle mag nie eers in die hof ingegaan het en getuig het as hulle iets gesien gebeur het nie. So as jy iemand moet kies om die belangrikste nuus ooit oor te dra, is hulle nie die ideale eerste keuse nie, sê my logiese brein vir my. Maar Jesus kom en hy sit 'n ander koninkryk neer, waar dinge nie meer gebeur net soos wat ek of jy dink die beste is nie, en hy kom kies hierdie 2, wat ons sal beskou as onbetroubare bronne op daai tyd, en hulle kom deel die goeie nuus. Jesus kyk verby die mag wat iemand het, na die getrouheid van 'n hart, en hy kies om die goeie nuus in en deur hulle te deel. In God se koninkryk lyk ons wêreld anders. Die wêreld kies mag en sukses en invloed wanneer hulle nuus gedeel wil hê, en Jesus kom en hy kom kies geloof. Wanneer hy wil hê ons moet iets doen of iets deel, kies hy getrouheid. Kies hy gehoorsaamheid bo status. En ons sien dit so mooi in wat die Marias doen. En die eerste keer toe hulle vir Jesus sien daar in vers 9, hy sê gegroet vir die dames. En hulle gaan nader en hulle val op hulle knieë en hulle begin hom in blydskap aanbid. Hulle gryp sy voete in aanbidding. Die eerste ding wat hulle doen is nie om iets te vra of iets te sê nie, hulle besef wie hy is. En hulle begin hom aanbid. Jesus wat uit die dood opstaan beteken alles wat hy gesê het is waar. Dit beteken hierdie goeie leermeester, alles wat hy in oploop gesê het is waar, alles gaan vorentoe. Hy is nie net 'n profeet van ouds wat gekom het en gegaan het en vir ons goeie lesse gegee het nie. Nee, hy kom en hy bring iets anders. Hy is koning. Hy is die koning wat gaan heers. En vandag nog aan die heers is. En toe hulle dit besef, kan hulle nie anders as val voor sy voete in aanbidding vir wie hy is nie. Die opstanding dan kom en dit gee vir hulle iets anders. Dit sê vir hulle, gaan, moenie bang wees nie, gaan vertel vir my broers van hierdie ding. Die opstanding van Jesus is iets wat mense nooi om na skepping toe te gaan. Dit stuur hulle uit om met blydskap hierdie boodskap te gaan deel. Dit verander hulle in boodskappers en nie net mense wat deelneem aan die ding nie. Hulle is nie consumers van hierdie geloof nie. Hulle is deel van en besig om te deel binne in hierdie geloof. God se koninkryk kom groei en dit word nie gegroei deur swaarde of politieke mag nie. Dit word nie deur geweld verder gevat nie. Dit word gevat deur Jesus leef. Dit is wat hierdie stuk uit Matteus in ons harte vir ons losmaak. Maar 'n belangrike punt in die middel van al hierdie is ons besef dat dit is as gevolg van die opstanding van Jesus. En ons weet dit, want dink gou 'n oomblik terug aan die disippels. Die disippels het 'n paar jaar saam met Jesus spandeer. Hulle het al sy wonderwerke eerstehands gesien. Hulle het gesien wat hy gedoen het, gehoor wat hy gesê het, hulle het saam met hom tyd spandeer. Hulle was daar toe hy geëet het, hulle was daar toe hy gebid het, hulle was daar in die finale oomblikke toe hy weggevat is uit die tuin uit.
Hulle het vir Jesus volkome geken en verstaan, maar wat gebeur in die oomblik toe Jesus gekruisig is? In daai oomblik het hulle almal wegbeweeg. Hulle het hulle afgesonder en gaan bid. In 'n oomblik gaan vra, wat gebeur volgende? So selfs met die volle verstaan van wie Jesus was en alles wat hy gesê het, het sy dood veroorsaak dat hulle teruggetrek het. Maar toe die nuus gebeur van sy opstanding, wat het hulle gedoen? Uitgegaan. Toe Jesus se opstanding aan hulle duidelik word, het hulle uitgegaan en hulle het die goeie nuus gaan deel. Meeste van hulle het dit gelei na hulle dood. Gewelddadige, moeilike dood is wat elkeen van hulle ervaar het. Hoekom? Want toe Jesus opgestaan het, het daar iets anders gebeur. Was daar 'n ander goeie nuus gewees wat 'n realiteit in hulle lewe geword het. En vir my en vir jou beteken dit dieselfde. Dit beteken nie net dat ons goeie nuus het in wie Jesus is nie. Dit beteken, julle, ons het 'n koning wie ons aanbid, wat vandag aan die heer sit. Ons het 'n nuwe koning wat 'n nuwe koninkryk kom neersit. Dit beteken ons leef anders as die wêreld. Dit beteken ons val nie onder die mag en gesag en reëls van die wêreld rondom ons nie. Ons het 'n ander koning waaronder ons leef. Dit beteken as die wêreld haat kies, kies ons liefde, en as hy selfsug kies, kies ons diens, en as hy wraak kies, kies ons vergifnis, want ons volg 'n ander koning. En die opstanding raak 'n oomblik waar onreg reggemaak word. Waar hierdie koning kom en hy vul die aarde en is asof die eerste stuk van God se skepping deurkom, is soos in die oggend as jy by die dagbreek is en hier kom skyn die son vir die eerste keer deur die donker nag, het ons 'n geleentheid om daardie lig te wees in die lewe waar ons is. Die opstanding van Jesus Christus moet elkeen van ons so inspireer en so hoop gee dat ons nie anders kan as om te gaan en die goeie nuus te gaan deel nie. Om te gaan sê, dit is wat gebeur, dis die realiteit van wie my Jesus is, en dan verder te gaan. Ek dink ons moet onsself vra, as ons soos die disippels van ouds, dieselfde nuus het, dat hierdie Jesus het dit gesê, en toe kom doodgaan en dit bewys, en my eerste reaksie is nie om die nuus te deel nie, beteken dit ek moet sukkel met een van daai twee. Want as ek soos hulle vir Jesus geken het, en dan verstaan het wat hy kom doen het, sou ek sekerlik soos hulle opgetree het. En hierdie oomblik kry ons daai selfde uitnodiging. En hierdie oomblik is die uitnodiging voor ons om te sê, besef jy dat jou koning, wat vir jou dood gegaan het en opgestaan het, die koning wat sonde en dood kom oorwin het, daai koning wat jou nooi in verhouding, en hy staan voor jou. Soos wat Jesus gestaan het voor die twee Marias, staan Jesus vandag voor ons en hy nooi ons in 'n ander manier van lewe in. En ons kry 'n kans om te reageer op hierdie uitnodiging. Ons kry 'n kans om van hier af vorentoe dalk op 'n ander manier op te tree. Ek wil 'n stuk vir ons lees uit Openbaring 5 vers 11 tot 13 uit. 3 verse daar saam. En het lees so Openbaring 5 vers 11 begin en het sê, toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was 10.000 maal 10.000, 1000 maal 1000, wat met harde stemme uitroep, waardig is die lam wat geslag is, om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. En ek het die hele skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin bestaan, hoor uitroep, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe die lof en eer en die heerlikheid en sterkte vir ewig en ewig. As dit die reaksie is van alles wat op aarde is, van skepping in die hemel, op aarde, onder die aarde, in die see en orals wat bestaan, as alles daai 'n ervaring het van wie ons koning is, en hulle reaksie is om te sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe die lof en eer en die heerlikheid en sterkte vir ewig en ewig. Ons is daai.
Ons is 'n skepping op aarde, dieselfde koning Jesus, wat gekom het en geleef het, wat doodgegaan het, die lam wat doodgegaan het, opgestaan het en vir ons gewys het wie die koning is wat heers, staan voor ons. En ons kry 'n oomblik om te reageer op wie hy is. Sekerlik kan dit nie 'n klein oomblik wees nie. Hierdie is 'n oomblik waar ons dan by hom kom, voor sy voete kom en val in aanbidding. Ons gaan nou 'n lied saam sing. En dit is 'n fantastiese lied. Die koor van hierdie lied waarmee ons gaan begin, gebruik hierdie woorde. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. Mag almal en alles in aanbidding voor ons koning val. Uit besef uit van wat hy kom doen het vir elkeen van ons en ons van kom deel maak. Mag ons as die liggaam van Christus echo die woorde wat ons in ons boek saam lees. In aanbidding van ons koning. 'n Koning wat met sy liggaam kom betaal het, sodat op ons op 'n ander manier mag lewe ervaar. 'n Koning wat kom heers hier onder ons. 'n Koning wat ons kan vertrou in goed en sleg. Ons koning staan voor ons. En ons sê saam, all hail King Jesus. Ek nooi jou net daar waar jy is. Die band gaan nou hierdie gebed begin saam sing. Maak toe jou oor, die woorde is eenvoudig, of staan waar jy is, sit waar jy is in 'n oomblik van aanbidding voor die koning van alle konings, wat heers oor alle magte, en ons sê saam, all hail King Jesus.